Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons is so bly jy is hier. Gryp 'n pen en 'n notaboekie en geniet jy die boodskap saam met ons. Ons sitplek inneem. Vir die van julle wat ek dalk nie ken nie. My naam is Corneille. Dit is my voorreg om die woord met ons te deel vanoggend. Dit is vir my voorreg om in diens te wees van die Here en ek is bewus van dit elke keer as mens hier is, en spesifiek as ek hier staan, elke keer, elke oomblik wat ons sê ons is Christene, is dit so vir elkeen van ons, dat ons besig is om God te verteenwoordig. As ons sê ons is 'n Christen, dan sê ons Christus, ek is 'n dienaar van Christus en ek is besig om hom te verteenwoordig. En so mense is veronderstel om na my lewe te kan kyk en tot 'n groot mate te sien wie Christus is. Dis wat ons sê. En saam met dit kom 'n groot verantwoordelikheid. Daar kom 'n verantwoordelikheid om getrou te wees aan wie God ons wil hê om te wees. Dat ons nie hom sal op een of ander manier wil sê ons is sy ambassadeurs en vir sy verteenwoordigers en mense wat sê ons verteenwoordig hom en 'n prentjie skep wat nie is wie hy is nie. En so ons het 'n verantwoordelikheid rondom dit en is goed om dit met die genodige vrees uit te lewe. Dat ons sal dink oor dit, dat ons sal weet, maar dis nie oukei om net te doen wat ook al ons wil nie. Mense ken ons as Christene. Ons sê vir mense ons is Christene. En so hoe leef ons? Dis belangrik. Dis belangrik om die Here te vertrou, om te leef binne in sy gees, dat ons die werklike prentjie sal weerspieël van wat Christus bedoel het ons moet weerspieël, om hom te verteenwoordig. Op die einde van die dag is ons saam, hierso, die liggaam van Christus. Nie net ons nie, waar ook al mense Christus aanbid, en saam kom om hom te aanbid, verteenwoordig ons die kerk, die liggaam van Christus. En die idee is dat mense 'n prentjie moet kry van wie Christus is. Dis die idee, dat hulle deur na ons te kyk, iets moet beleef van wie Christus is. En so, dis ons verantwoordelikheid, dis wat God voor ons los. Dis nie net om te sê, ek gaan eendag hemel toe, want ek ken vir Jesus nie. Nee, dit is om 'n boodskap aan die wêreld te verkondig van wat God se plan was vir elke mens. Want Christus is die vergestalting van sy plan vir die mens. En so vir my en vir jou is dit wat ons veronderstel is om uit te leef, om 'n prentjie uit te leef van wat God bedoel het, hoe die lewe moet lyk vir die mens. Dis wat op ons, voor ons lê, en as ek dit sê, dan hoop ek hoop aanvanklik, jy voel die gewig van dit. Om nie net te wees soos ek kan doen wat ek wil, leef soos ek wil, dit maak nie saak nie, want ek is 'n Christen en ek gaan eendag hemel toe nie. In dieselfde oomblik hoop ek jy voel hoe dit maak dat jy besef ek het God nodig om hierdie uit te leef. En dat wanneer ek hom dien, wanneer ek hom eer, wanneer ek hom soek, wanneer ek loop in sy krag, is dit nie iets wat ek moet dra nie, maar iets wat hy namens my gedra het. Jesus Christus wat perfek dit vir my geleef het, sodat my verhouding met God nie staat maak op hoe goed ek hierdie uitleef of nie. En so dis wat dit beteken om te sê ek is vry. Dis die vryheid wat Christus vir my en jou kom koop het, om te kan wees. Terwyl ons besef, daar is iets wat ons wil uitleef vir God, vir sy eer, vir sy glorie, is daar nie hierdie druk wat my neerdruk en vasbind om te sê, ek kan nie vrylik wees en uiting gee nie, want daar is 'n vryheid wat Christus vir my gebring het, om te kan leef deur sy gees, binne sy weë. En so is ons vanoggend hier so saam om God te eer. Ek sê dit vir die laaste paar weke elke liewe keer, maar hierdie ons samekoms, wanneer ons hier by mekaar kom, dan sê ons hierdie is 'n erediens. En die gedagte daarin is om eer te bring deur saam die Here te dien. Dis wat ons wil doen, ons wil hom saam dien. En ons 'n deel van dit wat ons doen deur eenvoudig net hier te wees. Jy wat hier is, net hier opdaag. Net getrou is aan God se woord om te sê ek sal nie
'n gewoonte maak daarvan om die samekoms van die gelowiges mis te loop nie. Net deur dit te doen al klaar, is jy besig om die Here te dien en is jy besig om ander gelowiges se geloof te bou. So well done vir dit. Partykeer dink ons moet so baie doen. Partykeer is al wat ons moet doen om net op te daag. Dis al wat die Here aanvanklik vir ons vra, daag net op, wees net by my kerk se byeenkoms, wees net deel van die liggaam. Maar dan kom ook 'n plek waar ons die Here op ander maniere kan dien, op meer spesifieke maniere en 'n funksie kan verrig in die liggaam. En so vanoggend wil ek sommer net dankie sê vir elkeen wat dit doen. Nou in ons as kerk, as Every Nation gemeente, hierso is daar spesifieke plekke. En so ek sê nie jy doen nie dit eers as jy dit nie doen op hierdie plek nie. Maar ek wil 'n oomblik vat om net dankie te sê vir elkeen wat dit moontlik maak vir ons om te beleef wat ons hier beleef saam. Mense wat ons lei in aanbidding. Dankie vir julle moeite met die musiekspan om hier te wees, om die Here se aangesig te soek, om ons te lei om lekker die Here saam te kan aanbid. Dankie vir die ou wat die klank doen, want sonder hom klink dit maar net nie lekker nie. Die ou wat die visuals doen, dat ons saam die skrif kan lees, dat ons saam kan sing. Mense wat daar agter van ons koffie maak en uitsit en hospitality, mense wat hier skoon maak, die party met goed regpak. Die mense wat na ons kinders kyk en ordentlik hulle bedien met woord. Dis die kerk. Dis wat die kerk is. Die kerk gaan nie oor wat hier binne gebeur in hierdie oomblik nie. Die kerk gaan oor al hierdie goed wat gebeur en dit gebeur hierna en dan gaan die kerk aan oor wat ons daar buite moet gaan doen. Waar ons God moet gaan verteenwoordig daar buite. As individue, maar ook saam. En so mag die Here ons help om dit te doen. En as jy voel dat die Here op jou hart druk om op een of ander manier deel te raak van dit, en dalk is dit op daai plek waar jy voel, maar ek sien nog nie dit hier nie, kom praat met my, kom praat met Rian, kom praat met Wikus, kom praat met ons, en ons sal, miskien is daar iets wat die Here op jou hart druk, wat jy moet begin, wat deel moet vorm van hierdie kerk, maar dis iets wat God los vir jou om op te tel, en te dra, as deel van sy liggaam. En so, ek wil hê ons moet dit weet, dat God se idee is, dat ons as 'n liggaam moet funksioneer. En so as jy nie 'n plek sien nie, dan is dit dalk omdat daar nog iets is wat nog moet gebeur. En so ons wil graag by die volheid uitkom van wat God vir ons in gedagte het. En so as jy wil deel raak van dit, kom, daar's plek vir jou. Nou vanoggend gaan ons voort met ons reeks rakende wat ons glo. En ek het hieroor baie gedink, soos, hoekom doen ons dit? Hoekom wil ons duidelik maak wat ons glo? En terwyl ek in my voorbereiding was, het ek baie gedink aan, en die skrif gaan nie ergens opkom nie, want dis nie hoofsaaklik deel nie, maar ek het baie gedink aan Jakobus, wat sê, maar geloof sonder dade is niks. Dit help nie ons het 'n geloofsbelydenis, iets wat ons sê ons glo, maar ons dade raak nie ergens in lyn met dit nie. Dit help nie ons as hier week in week uit en ons sê iets wat ons glo en dit lyk nie so deur die week nie. Dit lyk nie so in ons midde nie. En so dis die idee is om te sê, wat sê die woord oor wat ons veronderstel is om te glo, wat moet lei tot hoe ons leef. En dat ons kan eerlik wees met onsself en vra, maar glo ons hierdie werklik? Glo ons dit tot die mate wat dit lewend word in en deur ons lewens? Of is dit iets wat ek weet met my kop? Dis kopkennis, maar dis nie oortuiging in my hart wat die Heilige Gees lewend kom maak het, dat ek so leef nie. Dis kopkennis. En dis wat ons onsself moet vra, elke keer wat ons die woord lees, ons moet toelaat dat die woord vir ons ontbloot, is ons besig om te leef binne wat God se idee is vir ons om te leef. Dis nie net wat ons moet glo nie, dit is, glo ons dit? Glo ons dit werklik? En so vanoggend en volgende week, ek gaan vanoggend raak aan 'n deel, en volgende week gaan Rian aan 'n ander deel van dit raak, maar waar ons wil raak is iets wat baie sentraal is in ons geloof, en dit is, wie is Jesus? Wie glo ons is Jesus? En so ek vra vir hulle net om vir ons vorentoe te kom en die skrifgedeelte te lees vir ons, gaan stil staan hoofsaaklik. Dis Matteus 16, so jy kan die Bybel al oopmaak,
Dis Matteus 16, ons gaan lees vanaf vers 13 tot vers 16. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle het geantwoord: "Sommige sê Johannes die Doper, ander Elia, en ander weer Jeremia of een van die profete." Hy sê toe vir hulle: "Maar julle? Wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Here Jesus, wanneer ons U woord oopmaak, hierdie woord raak my regtig vanoggend baie diep. En ek vra Heilige Gees dat U met U lieflike genade en U liefde ons harte aan die brand sal kom maak vir 'n getuienis dat U nie die Johannes die Doper is nie, nie 'n ander profeet is nie, maar dat ons as U disippels sal sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dat dit nie net woorde sal wees nie, maar wanneer ons nie praat nie, dat mense buitekant ons, wie U nie ken nie, wat wel nog sê, U was net 'n goeie mens, sal sien dat nee, hulle is verkeerd. U is die Christus, die Seun van die lewende God en ons Verlosser. Dankie dat U dit vir ons gedoen het in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie Lenet. So vanoggend wil ek hierdie selfde vraag voor jou stel. Wie sê die mense is Jesus? Wie sê die mense is Jesus? Wie sê ons samelewing is Jesus? Wie is die mense met wie jy baie te doen het? Wat sal die eerste antwoord wees wat hulle gee as jy vir hulle vra wie is Jesus? Ek weet nie, wat sal hulle sê? Dalk sal hulle eerste antwoord, hy is ons redder. In ander woorde, hy is die Christus. Of dan nou die ander woord, die Hebreëse woord vir dit, hy is die Messias. Ons weet daar is ander soos die Jode en Moslems vandag wat hom erken as 'n profeet. Hulle sê Jesus was 'n profeet, hy het bestaan. Hulle glo hy was 'n mens wat eens op 'n tyd gelewe het. En hulle glo dat hy groot probleme veroorsaak het. En daarom gekruisig is. Aan 'n kruis. Hulle glo dit. Dis hoekom hy doodgemaak is. Die belangriker vraag vanoggend is egter, wie sê julle is hy? Of dan nou meer persoonlik, wie sê jy is hy? Wie is Jesus volgens jou? Wat is jou oortuiging oor wie is Jesus? Wie is Jesus vir jou? Wie is hy? En so vanuit hierdie skrifgedeelte is daar 3 dinge wat ons kan leer rakende wie Jesus is. 3 goed. Eerstens verwys Jesus na homself as die seun van die mens. So hy begin deur te vra, wie is die seun van die mens? Wie sê die mens is die seun van die mens? En hy is besig om na homself te verwys. Maar dan getuig Petrus ook dat hy beide die Christus is en ook die seun van die lewende God. Daai 3 goed
Nou volgende week sal ons bietjie meer fokus op die gedagte van Jesus wat die Messias is. Jesus is wat die redder is. Jesus wat die een is wat gemaak het dat ons gered kan word. En die een is wat ons steeds red. Maar wat ons moet weet is dat Jesus is altyd al hierdie dinge. Hy is nie in een oomblik een van dit en nie in 'n ander oomblik nie een van dit nie. Hy is die heeltyd minstens elkeen van hierdie drie goed, soos wat duidelik gemaak word uit hierdie skrifgedeelte. Hy is baie meer as dit, maar dit is wie hy is. Sien, Jesus is al hierdie dinge. En so ons doel vanoggend saam is om meer te kyk op die en te fokus op die gedagte van wat beteken dit as ons sê maar Jesus is die seun van die mens en Jesus is die seun van die lewende God. Wat beteken dit vir ons? Nou basies behels dit die volgende. As ons sê Jesus is die seun van die lewende God, dan sê ons Jesus is God. Dis wat ons sê. En as ons sê Jesus is die seun van die mens, dan sê ons Jesus is mens. Jesus is die seun van God, net soos wat die Vader God is. Jesus is mens, net soos wat ek en jy mens is. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel om daai twee gedagtes bymekaar uit te bring. Hoe is Jesus God ten volle? En in dieselfde oomblik is hy mens, net soos wat ek en jy mens is. Dat daar's een uitsondering in terme van die menslike gedeelte. En dit is dat hy nooit gesondig het. En so Jesus is mens net soos ek en jy, net sonder sonde. Hy is sonder sonde. So kom ons fokus op die gedagte van Jesus as die seun van die lewende God. Nou daar's baie skrifgedeeltes wat ons kan kyk om te bevestig dat Jesus God is en ek half ons een aan. Johannes 1 sê dit baie duidelik. Johannes 1, as lees net vers 1 en vers 14, julle kan die hele stuk tussenin gaan lees, maar dit praat die heeltyd van Jesus. Dit begin deur te sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan vers 14 sê dit, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Wat dit vir ons duidelik maak is dat Jesus is die woord. En hy was in die begin. Dis belangrike woorde, was in die begin. Dit beteken hy was nooit geskep nie. Net soos God nooit geskep was nie, was Jesus nooit geskep nie. Hy was ook God, die skepper, deur wie alles geskape is. Nie 'n skepsel nie. Hy was self God. Hy was by God en hy was self God. Ja, en hy is die unieke seun van die Vader. En so in hierdie gedagte staan ons stil by die idee van die drie eenheid van God. Ons moet net so vinnig daar stil staan om te besef, so Jesus is een van die drie eenheid van God. Ons glo God is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En elkeen van hierdie drie is uniek in hulle wese, alhoewel elkeen God is. En so, die Vader is nie die Seun nie, die Seun is nie die Vader nie. Die Seun is ook nie die Gees nie, en die Gees is ook nie die Vader nie. Elkeen is uniek God, en tog is elkeen God. En so ons iets van hierdie wonderlike iets van wie God is, wat ek en jy ook nooit sal begryp nie, want hoe is iets 3 en tog is dit 1, en tog is dit 3 en tog is dit 1? En dis bedoel vir ons om so te wees, sodat ons op 'n plek sal bly waar ons in verwondering sal bly staan oor wie God is. Dat ons kop nie heeltemal hierdie ding sal kan begryp nie. Maar daar is genoeg vir ons tentoongestel deur God en vir ons geopenbaar sodat ons God kan ken in sy volheid. Dat ons hom kan ken as Vader, Seun en Heilige Gees, 'n verhouding met hom kan hê as Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus is God. Hy is net soveel God soos die Vader en die Heilige Gees. Maar hoekom is dit belangrik vir ons? Wat beteken dit vir ons? Wel, vir my beteken dit dat Jesus gedien moet word as God.
En so wanneer ek met hom te doen het, is die vraag, hoe kom ek na hom toe? Kom ek na hom toe met die idee van hy is die almagtige God? Het ek die nodige ontzag vir hom? Is daar die nodige eer in my hart teenoor hom, wanneer ek met hom te doen het? Wanneer ek sy woord oopmaak en glo dat hy is besig om met my te praat, is daar die nodige agting wat ek het op die woorde wat besig is om met my gedeel te word oor wat hy wil hê? Of hanteer ek die Bybel as iets wat net nog 'n goeie idee is, nog iemand se opinie is, of hanteer ek Jesus as ook net nog 'n stem? Of dra sy stem autoriteit in my lewe? Is daar die nodige ontzag wat in my bly wanneer ek met Jesus te doen het? Hy is self God. Dit beteken hy dra die autoriteit van God. Beteken hy dra die mag van God. Hy is asemrowend, die almagtige God wat alles geskep het, deur wie alles ontstaan wat ontstaan het, die een wat alles in stand hou, elke oomblik van elke dag. Dit is wie Jesus is. En so dit beteken ek en jy moet 'n gesonde vrees behou van hierdie Jesus. En nie net op 'n plek kom ons dink ons is sy speelmaatjie, of hy is ons speelmaatjie. Ons moet die nodige agting hou. As wanneer ons dink aan Jesus, moet ons weet dat hy die God is wat eendag weer gaan terugkom om finaal hierdie wêreld te oordeel. Dis wie hy is. Hy moet gedien word. En sy naam moet met die nodige ontzag gebruik word. In dieselfde asem moet ek geloof hê dat hy kan doen wat hy sê hy gaan doen. Want hy is God. En vir God is niks onmoontlik nie. En so as Jesus sê hy gaan iets doen, en hy vra vir my om hom te vra om te doen, dan is ek veronderstel om hom te nader met geloof, dat hy dit wel sal doen, en hom nie bevraagteken nie. En nie wonder of hy dit kan doen nie. Want vir God is niks onmoontlik nie. En so die vraag is, glo ek dit? Glo ek dat vir Jesus is niks onmoontlik nie? Dat hy werklik enige iets kan doen? Maar die woord soos wat dit vir ons sê, ook hierso in Johannes 1 vers 14, sê dit dat hy is nie net God nie. Hy is ook mens. Okay, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hy is nie net die seun van God nie. Hy is ook die seun van die mens. En dit is wat ons geloof anders maak as enige ander geloof wat daar is. Want God self het gesê, ek sal soos die skepsel word. Ek is bereid om mens te word. En dit is presies wat Filippense 2 vers 6 tot 8 van sê. Sê, hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Jesus was God. Jesus is God. Maar Jesus het mens geword. Nou ons sal dit verkeerd lees as ons dink dat hier waar dit sê dat hy het homself leeg gemaak van Godheid, dat hy nie meer God is toe hy mens was nie. Ons verstaan die woord verkeerd as ons dit dink. Hy is nog steeds volledig God, maar hy is ook net so nog steeds volledig mens.
En so terwyl hy hier op aarde geleef het, was hy net soos ek en jy beproef deur alles waardeur elke mens beproef word. Hy is versoek net soos wat ek en jy versoek is. In elke opsig het hy aan mense gelyk geword. Ja, net soos wat hy gelyk is aan God, net so gelyk is hy aan mens, skepsel. Hy het mens geword. So ver dat hy ook nie 'n mens is wat agting gevra het nie, maar nee, hy het die laagste van mense geword. Hy het die gestalte van 'n slaaf gaan aanneem. As mens dink aan God, dan sou mens dink, maar hy sou sekerlik dan nou dit waardig wees om die gestalte van 'n koning in te neem terwyl hy hier op aarde is. Maar Jesus, ons God, word nie net 'n mens nie, hy is 'n mens wat homself so leeg maak van alles waaraan hy kon vashou, dat hy die laagste plek gaan inneem in die mensdom. En dit is die storie van Jesus van sy geboorte af tot en met sy kruisiging. In elke plek is Jesus die een wat sê, ek sal die laagste plek inneem. Ek is hier om te dien en om nie gedien te word nie. Ek sal gebore word daar waar nie eers plek is vir my nie, tussen diere, waar ek nie goed genoeg is om in mense aanvaar te word nie. Ek sal daar gaan, uitgeworpe na Egipte toe vlug vir my lewe as 'n mens, want ek is in gevaar as 'n mens. Jesus, die God van die heelal, wat bereid is om 'n baba te word, om te moet soog aan 'n mens. Afhanklik van 'n mens wat hom groot maak, afhanklik van om hierdie kos te eet wat hy geskep het. Ja, Jesus wat mens word. Net soos ek en jy. Hy wat tot op 'n plek gaan om sy lewe neer te lê, dat dit deur mense gevat word. Dat mense God in menslike vorm kan doodmaak. Dis die Jesus wat ons dien. Hy was soos elke ander mens gebore. Hy was nie dieselfde verwek nie. Verwek deur die Heilige Gees. Maar hy moes werk. Hy moes kos bymekaar maak. Hy was onderworpe aan al die beperkings van die menslike liggaam. Alles van dit. En hy het in sy menslikheid die vermoë gehad om te sondig. In sy menslikheid het hy die vermoë gehad om teen God te kies. Maar hy het nie. Hy het elke keer God gekies. Hy het elke keer wat daar vir hom 'n geleentheid was om homself te beskerm, om homself te onderhou, om te dink oor wat vir hom goed is, het hy gekies, wat is die beste vir die Vader? Wat wil die Vader hê? Wat sal hom eer? Wat sal hom verheerlik? In elke oomblik het Jesus dit geleef as mens. So wat beteken dit vir ons? Wel, eerstens beteken dit hy is die voorbeeld van hoe ons moet leef. Mens. Hy het mens geword soos ek en jy om 'n voorbeeld te word vir ons van God se idee van hoe ons moet leef. Om dit vir my en vir jou te wys, dis moontlik om heilig te leef. Nie uit onsself nie. Nie uit ons eie krag nie. Maar vanuit afhanklikheid van God. Vanuit 'n noue verbintenis, vanuit 'n noue verhouding met God, vanuit God se Gees wat vir hom krag gee om so te leef. Vanuit daai plek is daar 'n standaard wat vir elkeen van ons gestel word, nie as iets wat ons maar net moet sê, maar ons sal in elk geval nooit tot dit opleef nie, so wat help dit ons probeer nie. Iets wat God sê, my seun kan dit leef. Jy word my seun as jy my aanvaar, dan kan jy dit leef. Hy is 'n eersgeborene tussen ons.
Ons word ook kinders van God, nie soos hy in sy volheid God is en seun van God is nie, maar ons word ook kinders van God. En so is daar vir ons 'n voorbeeld van hoe ons moet leef. Hy is die standaard. Maar hy is ook die een wat ons werklik kan verstaan. Hy kan werklik met ons relate. Ons kan werklik met hom relate. Hebreërs 4 vers 14 tot 15 sê dit as volg. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, ja Jesus die seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is en dit sonder dat hy gesondig het. Jesus verstaan waartoe jy gaan. Hy het begrip vir waartoe jy gaan. Hy weet hoe moeilik dit is vir jou om nee te sê vir sonde. Hy weet, want dit was vir hom ook nie maklik nie, want hy was mens. Hy was versoek, tot op die punt wat jy versoek word. Dis vir die skrif vir ons sê, net soos ons, net soos wat jy versoek is. Net so was Jesus versoek. En so hy verstaan hoe moeilik dit is vir jou om hom te kies. Om God te bly kies. Dis moeilik vir my. Hy weet waar jy gaan. Net so het hy nog steeds die voorbeeld geleef. En so, hy is die grootste bemoediging vir my en vir jou, om te sê, dat ek dit ook kan doen. Dat ek ook elke dag minder en minder sal ingee tot versoekings. Dat ons Jesus sal kies, dat ons sy Vader sal kies, weer en weer en weer. Dat ons vrykom van hierdie las, dat ons sal leef soos mense wat hy vry gemaak het van die sondelas. Dat ons werklik so sal leef, en nie nou net maar weer terugval in daai sonde nie. Glo jy dit? Ek sien dat die mate waartoe ek die glo is, die mate waartoe ek in vryheid leef. Want Satan sê vir my, jy sal nooit hierdie kan oorkom nie. Jy gaan nooit vrykom van hierdie dinge nie. Die belofte is nie dat jy vry sal wees van versoekings nie. Maar in Christus kry ons die vermoë om sonde te oorwin. Ons kry die vermoë om op te hou sondig. Glo jy dit? Glo jy dis die Jesus wat ek en jy dien? Glo jy dat hy God is wat dit vir jou moontlik maak om op te hou sondig? Daar's nie 'n verskoning vir ons om te sondig nie. Daar's nie 'n verskoning om jou gemak te kies bo sy wil nie. Dis ook nie daar vir my nie. Christus is ons Messias. Hy is ons redder. En weet jy wat? As hy nie God was en mens was, dan sou hy dit nie kon wees nie. Dis wat maak dat hy die Messias kan wees. Want hy is God. En so wanneer God sterf, dan sterf hy nie net vir een mens se sonde nie. Nie in sy menslikheid sterf hy daar as 'n sondelose mens vir elke mens se sonde. En dit is wat maak dat ek en jy vrygeskeld kan word van sonde, en die las van sonde, en die gevolge van sonde.
en alles wat dit wil meehou. Dit is ook wat vir my en vir jou bevestig, dat ons deur geloof in Jesus Christus, deur te aanvaar wat hy vir my en jou gedoen het, eendag uitsien om 'n verheerlikte liggaam te hê soos Jesus. Sien, Jesus is vandag steeds God en mens. Hy het nie opgevaar en net weer God geword nie. Hy is liggaamlik uit die dood uit opgewek en het 'n verheerlikte liggaam gekry. Hy's mens. En so hy sit daar aan die regterhand van God met die gedagte van wat dit is om mens te wees, ten volle in sy wese wat hy weet. En dit is daai God wat ek en jy kan nader. Dis hy wat vir ons intree, dis hy wat die hoëpriester is, wat ons gaan verteenwoordig by die Vader. En so daarom het ek en jy veronderstel om hierdie vryheid te hê om God te kan nader, met 'n, ja, die nodige ontzag, maar ook met 'n vrymoedigheid. Want ek weet wie Jesus is. Ek weet hy is daar en hy sal my verteenwoordig. Sien julle, Jesus se menslikheid, sy vleeslikheid is belangrik. En Johannes sê dit as volg: hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. En elke gees wat dit nie van Jesus bely nie, is nie uit God nie, maar is die gees van die anti-kris, van wie julle gehoor het, dat hy kom, en wat nou reeds in die wêreld is. Die menslikheid van Christus is wat onderskei ek en jy wat glo dat Christus vlees geword het. As jy dit nie glo nie, sê die woord vir ons, is jy van die anti-kris. Hy het mens geword. En in hierdie vleeslikheid het hy te staan gekom voor Israel se hoëpriester. In daai vleeslikheid was hy voor Israel se hoëpriester van daai tyd. En hy wou by hom hoor, maar wie is jy? Wie is jy werklik? Want klomp mense sê klomp goed en daar gebeur 'n klomp dinge. Wie is jy? En klomp mense het klomp goed gesê en allerlei ander mense het goed gesê oor hom, valse getuies. En wat het Jesus gedoen? Hy het stil gebly. Totdat die hoëpriester vir hom hierdie vra, maar wie is jy? Wie is jy? Is jy hierdie? En ons lees dit in Matteus 26 vers 63 tot 64. Maar Jesus het stil gebly op al die ander goed. En so het die hoëpriester toe vir hom gesê: ek besweer jou by die lewende God dat jy vir ons moet sê of jy die Christus, die Seun van God is. En Jesus antwoord hom: U het dit gesê. U het dit gesê. Met ander woorde, ja, ek is dit. Maar ek sê ook vir julle, van nou af sal die Seun van die mens, van nou af sal julle die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die magtige en hom op die wolke van die hemel sien kom. En dit is hierdie uitlating wat gemaak het dat hy gekruisig is. Dis hierdie uitlating wat gemaak het dat die hoëpriester gesê het, genoeg is genoeg. Hierdie mens moet sterf, want hierdie mens sê hy is God. Maar dis wat ons glo vandag. Jesus is mens. Hy is ook God. En hierdie werklikheid kon nie deur mense verstaan word nie. Die hoëpriester kon nie verstaan hoe hierdie kan waar wees nie. En op grond van dit maak hy Jesus dood. Want dit kan nie waar wees nie. Want dit verg geloof om dit te glo. Dit verg God se woord om dit te glo dat dit waar is.
Ek en jy kan dit nie uitredeneer nie. Jesus het ook deur hierdie stelling 'n profesie vervul wat Daniël gegee het. Ek lees dit vir ons in Daniël 7 vers 13 tot 14. Hy sê, ek het in die nagtelike visioene gesien, kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom, wat soos 'n mensekind was, wat soos 'n mensekind was. Tot by die oue van daar het hy gekom, voor hom is hy gebring. En aan hom is heerskappy, eer en koningskap gegee. Ja, alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie, en sy koningskap is so dat dit nie vernietig sal word nie. Hierdie praat van Jesus. Jesus, die een wat soos 'n mensekind is. Dit is hy. Hy is die een wat op die wolke gaan kom. Hy het gegaan en so gaan hy terugkom. Hy gaan weer kom op die wolke. Eendag gaan nog 'n deel hiervan vervul word. Hy gaan terugkom op die wolke. Hy aan wie heerskappy, eer en koningskap gegee word, sodat alle volke, nasies en taalgroepe na hom sal dien. Ja, hy wat beide God en mens is. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. 'n Ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie. En ja, sy koningskap is sodat dit nie vernietig sal word nie. Dis die God wat ons dien. Dis wie Jesus is. Die vraag vir jou en vir my is, aanvaar ons sy koningskap en heerskappy vandag? Aanvaar ons dit? Sien, hy verstaan waar ek en jy dit mis. Hy doen. Want hy ken ons versoekings om ongehoorsaam te wees aan die Vader. Hy ken dit. Maar hy keer nie een van dit goed nie. Nee, hy roep ons. En hy moedig ons aan om meer en meer in sy voorbeeld te volg en heiligheid uit te leef. Om in sy heerskappy te leef. Jesus is die seun van die lewende God. Maar terselfdertyd is Jesus die seun van die mens. Wat maak dit hy die Christus kan wees, die Messias, die verlosser? En so as jy sou sê, wie is Jesus vir jou? En jou antwoord is, hy is die verlosser. Hy is my verlosser. Hy kan nie dit wees as hy nie God is en mens is nie. Hy kan nie dit wees nie. En so as jy dit sê, dan moet jy hom aanvaar as God, ook as mens. Die vraag is, gaan jy hom aanvaar? Of gaan jy hom verwerp, omdat dit dalk volgens jou nie moontlik is om beide te wees nie? Of dalk, omdat jy nie wil aanvaar dat hy die ultimate gesag het nie. En dat wat dit verg om hom te dien is om te erken as die een om gedien te word in alles. In elke opsig. In elke deel van jou lewe. Weet ook dat hy die een is wat jou sal moontlik maak vir jou, om die volheid van wat hy beplan het vir die mens uit te leef. En hy het reeds gedoen deur sy voorbeeld. Die vraag vanoggend is, wie is Jesus vir jou? Wie is hy vir jou? En dan die volgende vraag is, getuig jou lewe van dit wat jy glo? Tot watter mate getuig jou lewe van dit wat jy glo? Want Jakobus leer ons, geloof sonder dade is niks.
Wie is Jesus vir jou? Ken jy hom? Ken hy jou? Wil jy vra om te luister net na hierdie volgende geloofsbelijdenis, oor wie ons glo Jesus is as kerk. Soos jy daarna luister, daar gaan een of twee goed wat bygevoeg word, wil ek jou vra, is dit wie Jesus is vir jou? Is dit die Jesus wat jy aanvaar? Is dit die Jesus in wie jy jou geloof gesit het? Het jy hierdie Jesus aanvaar as Here en Verlosser van jou lewe en hou jy aan om so te loop in hom? So ons glo in Jesus Christus, die ewige Seun van God, wat mens geword het vir ons verlossing. Gebore is uit die maagd Maria. Volledig God en volledig mens. Een persoon in twee nature. As ons plaasvervanger het hy 'n sondelose lewe geleef en gewillig homself oorgegee as 'n versoenings- en verlossingsoffer vir ons sondes aan die kruis. Hy het gesterf, is begrawe, het liggaamlik opgestaan en op die derde dag opgevaar na die het liggaamlik opgestaan op die derde dag en opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader as die enigste middelaar tussen God en mens. Eendag sal hy weer terugkom om die lewende en dooies te oordeel. Wat Jesus van jou en my vra is om weg te draai van alles wat vir jou verlossing beloof en hom aan te neem. Hom vas te klou. Aan hom alleen. Hom alleen. Sy belofte aan ons is soos ons dit doen, sal ons lewens meer en meer dit weerspieël. Dit is nie jou werk om meer soos Jesus te lyk. Dit is jou werk om vas te hou aan hom. Dit is jou werk om hom te vertrou, om te doen wat hy gesê het hy sal doen. Om te glo dat hy God is, dat hy van jou 'n sondige mens iemand kan maak wat anders leef. Wat 'n getuienis is in hierdie wêreld van wie God is. As hierdie nie vir jou 'n werklikheid is nie. As jy nie hier sit met 'n oortuiging dat Christus dit al in jou lewe kom doen het nie. Vra hy vir jou, wil jy my aanneem? Wil jy my so aanvaar? Is jy bereid om jou lewe neer te lê en my so te aanvaar uit opregtheid? En dan sê hy aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, sal hy die reg gee om kinders van God te word. Dan neem ons die aard aan van Jesus. Dis wat gebeur. En soos jy dit nog nie gedoen het nie, wil ek jou vra of jy net jou hand wil opsteek as jy dit vandag wil doen. Dan glo ek dat elkeen van ons, op grond van ons getuies, Christus se aard dra. En dis nou ons verantwoordelikheid om dit te gaan uitleef in hierdie wêreld as sy liggaam. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U seun gestuur het, Here. Dankie dat U bereid was om hom te laat gaan. Om skepsel te word. Sodat ons U kan ken.
Here, mag ons dit nooit as iets kleins ag nie. Mag ons nooit gewoond raak aan hierdie idee nie. Mag dit elke oomblik van elke dag die grootste wonderwerk wees. Vir elkeen van ons. Dat God gedink het, is goed om mens te word. Sodat ek as mens gered kan word. Here, dankie hiervoor. Woorde kan nie beskryf hoe dankbaar ons is vir u goedheid en u genade oor ons lewens nie, Here, maar ek vra u, mag u ons help dat ons lewens ons dankbaarheid sal weerspieël. Here, u sê in die woord hier sodat die idee hiervan is dat elke taal, elke nasie, elke mens hierdie boodskap moet hoor. Genoeg kere sodat hulle tot oortuiging kan kom dat dit waar is. En u het hierdie taak vir ons gelos. Vader, ek vra u, mag u ons help. Help ons deur u Gees se krag om hierdie uit te leef. Sodat die wêreld mag ken, Heer. Help my om dood te gaan aan my gemak en my voorkeure. Help my om dood te gaan aan elkeen van daai goed wat ek nou wil luister, wat nie van u afkom nie. Ja, Here, dit lui soos hierdie foon wat lui. Heeltyd. Daagliks. Er is soveel goed wat vir my sê, maar hierdie is iets wat jy moet gaan doen. Wat in teenstryd is met dit wat u vir my lewe wil hê. Dankie dat ons u kan nader, Jesus, as ons hoëpriester wat verstaan. Dat nie daar is om ons te beskuldig nie. Maar namens ons in te tree voor die Vader. Sodat ons vergewe word en vrygespreek word. Help ons, Here, om in hierdie werklikheid te leef. Met vrede en vreugde wat van u afkom. As 'n getuienis vir hierdie wêreld rondom ons. Here, help ons om dit saam te doen. Saam as die kerk, saam as die liggaam. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons hoop hierdie boodskap geniet saam met ons. Deel hom gerus met vriende en familie en dit is die manier hoe ons die goeie nuus van Jesus Christus reg oor die wêreld gaan kry.